Wanneer gelowiges bymekaar kom, en ons praat bietjie daaroor die noodsaaklikheid daarvan, want baie mense sê, ag man, ek kan alleen regkom, ek het nie ander mense nodig nie. Daar's 'n diep geheimenis opgesluit in die bymekaar kom van mense, want Jesus sê, waar 2 of meer bymekaar kom, is hy en sy gees daar. Vanmôre wil ek oor die gevolg daarvan praat. Wat gebeur wanneer mense bymekaar kom? En Paulus skryf so pragtig daaroor in 2 Korintiërs 3. Skryf hy oor hierdie bymekaar kom van mense. En as 'n mens dit lees, dan moet jy eintlik soek na bymekaar kom met ander gelowiges. Ek weet baie van ons voel, maar ek het al te veel seer gekry daar, dinge het al met my gebeur. Ek wil nie eintlik daar wees nie. Maar mens moet daai ding eenkant skuif en vir jouself sê, die gevolge van gelowiges wat saamkom is so verrykend en so wonderlik dat 'n mens teen daai ding moet inbeweeg en sê, ek gaan by mekaar kom. Kom ons praat 'n bietjie vanmôre oor hierdie gedeelte van Paulus wat praat oor wat gebeur met gelowiges wanneer hulle by mekaar kom. Paulus skryf vir die Korintiërs en hy hier in vers 17 staan daar, van Moses sê die skrif egter, elke keer as hy hom na die Here wend, met ander woorde waar 2 of meer dan by mekaar kom in die teenwoordigheid van die Here, word die sluier weggeneem. Met ander woorde, elke keer wanneer die Here by Moses gekom het, is daar 'n sluier van hom al weggeneem. Die Here hier beteken die Gees, en waar die Gees van die Here is daar vryheid, en ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig al weggeneem. Ons word al hoe meer verander na die beeld van Christus, om gelyk te word daaraan, en die heerlikheid wat van ons uitstraal neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Nou sê Jesus, wat 2 of meer in sy naam by mekaar kom, is hy, die Gees, daar. En dis wat dan gebeur. 4 goeters. Die eerste ding wat hier genoem word, daar's vryheid. Die gevolg van gelowiges wat by mekaar kom, beteken dat daar vryspraak kom, vryheid. Iets waarin jy gebind is, wat jy nie kan loskom van nie. 'n verslawing, 'n bitterheid, 'n ding wat jou vashou, wat jy op geen ander manier kan losmaak nie. Wanneer gelowiges by mekaar kom, dan word die vermoë om vry te kom 1000% meer. Dis hoekom die Here wil hê ons moet by mekaar kom. So jy gaan nie alleen vrykom nie. Jy het nodig om saam met gelowiges by mekaar te kom om vry te kom. En ek weet hier's van julle wat vanmôre smag om van iets vry te kom. Gaan word deel van 'n geloofsgemeenskap. Kom saam met gelowiges by mekaar soveel as moontlik. Die tweede wonderlike ding wat hier gebeur is ons weerspieël die heerlikheid van die Here. En dan staan hier die heerlikheid wat van ons uitstraal neem steeds toe. Daar kom 'n glans rondom mense wat by mekaar kom. En hierdie glans dra jy uit. Jy verander mense sonder om 'n woord te sê. My vraag aan jou is, kan ander mense hierdie glans in jou sien? Want hoe minder jy saam met gelowiges by mekaar kom, hoe minder die Gees en die Here daar is, hoe minder word hierdie glans. En hierdie glans is nodig vir jou gesin, vir jou huwelik, vir jou werk, vir die mense om jou. En dan die derde ding wat eintlik
nog beter is die oogklappe word van jou oë afgehaal. Die Here sê, daar's niemand so blind soos hy wat nie wil sien nie, en daar's niemand so doof soos hy wat nie wil hoor nie. En daar's van ons wat stokdoof is, en wat totaal blind is. Ons kan net nie raak sien wat ons moet raak sien nie. Wanneer gelowiges by mekaar kom, dan word die sluier van jou oë al weggeneem. Dan verstaan jy waaroor alles gaan. Dan kry goed perspektief. Maar hoe meer jy wegbly, hoe minder is jou perspektief. En smag ons nie baie keer na perspektief in 'n bepaalde situasie. Jy kry dit wanneer jy saam met gelowiges by mekaar kom. Ongelukkig. En dis wat Paulus hier skryf en wat Jesus bedoel in Matteus, wanneer hy sê, wat 2 of meer by mekaar kom, is ek. En dan die laaste wonderlike ding hier, ons word al hoe meer verander na die beeld van Christus. Jy raak al hoe meer 'n mens wat soos Jesus is. Jy doen al hoe meer soos hy. Jy het 'n baie groter impak. Jy raak al hoe meer sinvol in die lewe. Gaan soek nabyheid met medegelowiges, want die gevolge is ongelooflik wonderlik. Amen.